Goeiemôre vriende, hier so op 'n Woensdag die 7de Januarie 2026. Ek hoop dit is 'n wonderlike dag, die klein Saterdag wat julle het. Vandag mag dit vir julle 'n dag wees wat julle sommer net so 'n bietjie kan ontspan, die van julle wat nog op vakansie is, die van julle wat al begin werk het. Ou vat mos so 'n rukkie om in die goed in te kom, maar vriende, as jy is aan die gang is, dan is dit dan hardloop 'n mens, né? So mag dit vir julle 'n goeie dag wees. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Vader, ek kom dink vandag in die besonder oor mense wat hulle geliefdes oor hierdie Kerstyd verloor het. Here, ek het eergister in die koerant gelees van 'n pa en sy 3 dogters wat in 'n motorongeluk oorlede is op pad Hermanus toe, waar die ma reeds op Hermanus was vir gewag het daar, en waar 'n kar van vooraf gekom het en 'n bakkie gevang het en kop aan kop met hulle motor gebots het. Here, dan gryp dit my so aan my keel, want ek het ook 2 dogters nou, identifiseer so maklik daarmee. Here, daar wil ek vir u vandag vra dat almal wat in hierdie tyd hierdie verwoestende nuus, vernietigende nuus gehoor het. Here, ek weet nie hoe jy herstel daarvan nie. Maar ek kom vra vir u dat u by hulle sal wees in hierdie tyd, dat u vir hulle sal vashou, Here, en dat hulle inderdaad maar net sal bewus wees van u nabyheid. Dankie Here dat ons mense aan u kan kom opdra. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, as ons aangaan hierso met Kolossense, dan sien ons, ek het 'n bietjie met julle stil gestaan by die verbondenheid, om met Christus aan hom verbonde te wees. Ons teks was, aangesien julle dan Jesus Christus, Here, as julle Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, en hom gewortel, op hom gebou, en in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid. So wat ons het 'n bietjie uitgepak wat verbondenheid beteken. En nou gaan Paulus saam, nou sê hy, en onthou, ons praat van die dwaalleraars wat daai tyd daar so was, hierdie asketiese ouens, die ouens wat engele aanbid het, die mense wat hulle godsdienst het gnostiese trekke gehad daarvan dat jy die geestelike verhoudingkie met God kan hê, maar wat jy met jou lyf doen en daai tipe goed, behoort aan boos God, dit het niks te doen met jou geestelike belewing nie. Dis kom hulle gnosis, hulle het geglo goddelike saad binne in hulle, so hulle is rustig. En dit het dan beteken dat hulle het Jesus nodig gehad het, want hoekom het hulle Jesus nodig? Hulle kan nie sondig nie, want die sondige lyf behoort aan 'n bose God, en eintlik gaan dit net oor hierdie geestelike verhoudingkie. So hulle het die liggaam en die siel as ware heeltemal van mekaar verskyn. En nou kom sê Paulus maar net vir hom, net nadat hy vir hulle gesê het, as julle hom aangeneem, julle verbondenheid met hom lewe, kom sê hy, pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. En vandag ook, vriende, dis hoekom ek altyd vir julle sê, van die geloofsbelijdenis, as mense saamstem met die geloofsbelijdenis, dan kan jy met hom saamgaan. As hy afwyk van die geloofsbelijdenis, wat die basics is, van alle evangeliese kerke, maak jy 'n saak of jy Rooms-Katoliek, charismaties, gereformeerd, methode, wat ook al is. As mense saamstem met die 12 artikels, met die belydenis van geloof, liewe vriende, dan sit al nie iemand wees wat jou kan wegtrek na die verkeerde kant. En die oomblik, as hy daarin teengaan, dan kan jy maar weet, dit is 'n dwaalleraar, né? So dit is wat ek wil sê, pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus. Nou moet julle onthou, né, liewe vriende, baie keer daai tyd, ek weet nie wat die Joodse invloede hierso was nie, maar daai tyd het die ouens uit Jesus, toe hulle klaar vir Jesus aangeneem het, en gesê, nee, dit is doodreg, jy kan vir Jesus aanneem, maar jy moet ook besny word. En dan sê Paulus op 'n stadium, dan Jesus moes nou verniet kom kruisig. So elke ding wat 'n add-on is, wat ek al baie veel gesê het by Jesus. As Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, that's it. Jy moet nie nog besny word of gedoop word en al, want natuurlik is dit belangrik, maar dit gaan nie jou heil bepaal nie, né? So moenie dat mense jou kom wegtrek van God en van Christus af deur 'n klomp wettiese reeltjies nie. Jy kry baie keer mense, jy moet dit, en dan sal jy, hulle sê dit nie altyd so pertinent nie, maar dit is basies hoe dit waarop dit neerkom. Ek en jy, kom ons sê dit vir mekaar, is verlos, is sondaars, absoluut sondaars. Ons is verloste sondaars op grond waarvan?
verbond van Christus wat vir ons gesterf het aan die kruis op Golgotha. Nee, ek en jy het niks op te staan, behalwe as op die genade van die Here nie. Geen godsdienstige reeltjie of wettiese reeltjie of 'n oorlewering kan jou red nie, net Jesus kan jou red. So enige iets sê Paulus vir hulle, want hulle is mos nou eintlik mos nou mense wat tot bekering gekom het, heidene wat tot bekering gekom het, sê, besop vir al hierdie ander goedes wat hier ronddwaal, weet net Jesus is genoegsaam, maar dan gaan hy anders uit. In hom, dis nou in Jesus. Kom ons lees gou weer die vers, ek is nogal belangrik dat ek hom weer lees. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls, en nie op Christus nie, nou wat ek nou vir julle gesê. In hom, in Jesus, is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid, né? So, hier kom onderstreep hy eintlik maar weer die drie eenheid, né? In God is sy volle wese bevestig, en dan moet ons inderdaad deel in sy verbondenheid met Jesus. Nou vriende, nou weer eens, as ek en jy met Jesus te doen het, het ons met God te doen. Ons praat oor die drie enige God, God die Vader, Seun en Gees. Aangesien ons Jesus aangeneem het, en wanneer ek en jy verbondenheid met hom lewe, dan kan dit mos nie anders, liewe vriende, dat ek en jy totaal anders is nie, né? Totaal anders is. Kom ons lees gou aan wat ek nou sê met die wetties godsdienstige reëls. Hy is die hoof oor elke mag en gesag, Jesus. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook wat ek net gesê, besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood uit opgewek het. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus weg te voer. En al wat hy so sê, hy sê Jesus is die ultimate. Jesus is die enigste persoon na wie toe ons kan weet. Geen van hierdie ander goed nie, geen reeltjies nie, geen teorieë nie, geen argumente moet ons ooit wegtrek van Jesus af nie. Wanneer ons in verbondenheid met Jesus lewe, dan skal ons mense ook baie makliker kan antwoord, liewe vriende, omdat ek en jy in hierdie lewende verhouding met God staan. Dis my 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy teenwoordigheid ervaar en sy genade ervaar. Amen.